As ons daaroor dink dat die Here ons vandag wil gebruik, het ons gewoonlik 'n lang lys verskonings waarom die Here dit nie kan doen nie. As die Here Moses roep om sy volk uit Egipte te lei, hoor ons in Eksodus 4 vers 10 tot 13 dat die Here eerder iemand anders moet stuur, want hy praat te swaar. As die Here vir Gideon roep om teen 'n magtige vyand te gaan veg, dan sê hy in Rigters 6 vers 15 dat sy familie te arm is en dat hy van al sy pa se kinders die minste aansien het. Daar is baie voorbeelde in die Bybel van mense wat geweet het, hulle kan nie in eie krag doen wat die Here vra nie, maar dan in afhanklikheid van die Here het hulle 'n groot verskil gemaak. Ons lyk dikwels soos die slaaf van Elisa in 2 Konings 6 vers 15 tot 18. Ons sien net die oormag en weet dat ons geen kans staan om self iets te doen nie. Elisa sê vir sy slaaf dat die Here wat by hom is, meer is as die oormag voor hulle. En as Elisa tot die Here bid, sien die slaaf die mag van die Here. Die Bybel is vol verhale van een mens wat kragtig deur die Here gebruik is. Daar is groot mag in een mens wat bereid is om saam met die Here sy of haar pad te loop en die Here met hulle lewe te vertrou. Ons krag is by die Here. As ons sy hand vat en beskikbaar is dat hy ons kan gebruik, sien ons wat die Here alles in en deur ons lewe doen. Kan die Here jou gebruik om deur gebed Suid-Afrika om te draai na God? Of kyk jy so vas teen jouself dat God nie in jou lewe kan werk nie? Stel jy jouself in die Here se hand dat hy jou kan gebruik? Vertrou jy die Here met jou hele lewe sodat hy alles in en deur jou lewe kan doen wat hy wil?